Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is vanoggend uit Markus 16 vers 17 en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. En hierdie met nuwe tale sal hulle spreek het al groot breuke veroorsaak in kerke, in huisgesinne. Nou die nuwe taal wat gepraat word van waarin hulle gespreek het toe die Heilige Gees soos tonge van vuur op hulle neergedaal het, sê baie duidelik dit was die taal waarin elke nasie, volk en taal buite was, hulle kon dit verstaan. En daardie mense het gesê hulle is dronk 9:00 die oggend al, want hulle wat nooit daardie taal kon praat nie, wat in die boventrek was, die 120 kon skielik 'n ander taal praat. Dan kom die woord in die woord sê vir ons dat ons 'n taal sal praat, wat 'n taal is, wat in ons gees is, wat vir ons gegee word, wat jy nie sal verstaan nie, en die vyand dit ook nie sal verstaan nie. En dit is net vir my om by daardie plek uit te kom en bid, wat jy net nie meer in hierdie taal kan praat nie. En dis ook nie in 'n Engels nie. En baie mense sal soveel klippe gooi oor spreek in tale. Ek sal onthou die dag nooit vergeet, waar ek vir iemand gebid het en iemand is gedoop met die Heilige Gees en sy taal ontvang. En iemand kom toe en sê toe, maar hoekom praat die persoon net basies 3 woorde? En hierdie was nogal in 'n kring gewees waar ons as leiers gesit het van verskillende kerke. En ek het op daardie oomblik net gevra, Here, help my om te antwoord, want ek verstaan nie altyd die bonatuurlike nie. En ek kies om te glo net soos 'n kind. Ek wil dit nie ingewikkeld gaan maak nie. Duidelik sê die Heilige Gees my hierdie woorde, sê vir hulle, dat as heilig, 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 goed genoeg is vir die hemel, om God te beskryf, is selfs net 3 woordjies in die taal wat die Heilige Gees gee, genoeg. Vandag wil ek met jou praat daaroor, dat ons goeie herder nie bene breek nie. Nie soos wat ons met mekaar maak in geloof nie. Ek weet, daar was altyd 'n paar keer al, wat ek hierdie preek gehoor het, dat as hulle preek oor Psalm 23, dan word daar gesê, die skapie word gevang, wat weggeloop het, en sy bene word gebreek en gespalk, en dan oor die herder se skouer gesit om te dra. Johannes 19 vers 33 sê, toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. So baie kere moes ons hoor in gesprekke, dat Jesus die skapie se bene breek wat ongehoorsaam is, sodat daardie skapie naby hom moet bly, as die bene gespalk is en om sy nek gedra word. As hierdie waar is van 'n herder wat dit met skape doen, weet Jesus is nie 'n herder nie, maar hy is die goeie herder, wat sy lewe aflê vir sy skape, sodat jy niks sal kort kom nie. Jy sal ingaan en jy sal uitgaan, deur daardie voorhangsel wat geskeur is. Soos wat die woord sê, vir die wat geglo het, sal die volgende tekens volg. Jy sal in tale ook spreek. Dis deel van dit. Dis deel van die versigtiging waarmee Heilige Gees vir jou intree. En baie keer gaan ons deur goed wat nie maklik is nie. En daardie goed lê so diep dat dit nie by woorde kan uitkom nie. En God weet dat ons dit nodig het om opgelig te word deur ons gees.
En dan sal dit gebeur wanneer die Heilige Gees in ons woorde begin spreek, waar ons in 'n taal begin bid, en dit lig net ons gees op. Dit gee vir ons 'n antwoord van God af, binnekant in ons Heilige Gees, waar hy ons nie oorneem nie. Hy gee die taal binne in ons, maar ons kan dit uitspreek, ons kan besluit om dit uit te spreek. Vir ons is dit onverstaanbaar, maar waar dit uitgaan in die geestesrealm, daar word dit verstaan. En wanneer jy dit bid, het jy nie dalk 'n idee, dat volgens dit wat jy gebid het, engele die opdrag gegee word om jou te beskerm. Dat daar deure vir jou oopgemaak word, wat geen mens sal kan sluit nie. Dat dit dan is wanneer sleutels vir jou gegee word. So ek moedig jou aan, om in 'n diepte te begin bid, wat so diep is, dat jy binne Heilige Gees se stem begin bid. Daar waar hy jou sal lei. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir u bloed, wat binne in my gaan, binne my wese gaan, binne my DNA gaan, my verander, Here, my taal verander, Here, dat u my doop met die Heilige Gees, Here, om in tale te kan spreek, tale wat vir my nuut is, wat u vir my die nuwe wil gee. Dankie ook, Jesus, vir u liggaam, wat kom nuut maak binnekant in my. Here, en as ek gewond is, deur 'n kerk, waar ek in tale wou spreek, maar nie kon nie, en waar daar gespot was met my, bid ek vanoggend vir daardie mense wat seer gekry het, en bid ek vanoggend, Here, dat u hulle styf teen u sal vasdruk. Here, vanoggend wil ek gemeenskappe, wat hulle as die liggaam van Christus bekendstel, ook net vryspreek, vir soveel keer, wat ons eerder wil bene breek, as mense nie pas in ons posisie nie, maar dat ons vandag na u toe sal kom en sal sê, Here, wat saak maak is, u het in u eie woorde gesê, met nuwe tale sal hulle spreek. Dankie, Jesus, vir 'n nuwe taal. Amen.